Ja, ek het daaraan gedink, toe Okay. ons net klaar is, toe onthou ek, o, shucks, dit sou 'n lekker recording gewees het. Ja, maar ek sal hom iewers op 'n ancient code doen of wat ook al. Maar in elk geval, so kom ons gaan kyk. Die tweede dag in Hebreëus as ons na dit gaan kyk, is dit die letter, ag die woordjie shtayim. En hy lyk so, né? Shtayim. So met ander woorde, dis 'n shin en 'n taaf en 'n yud en 'n mem. Nou, kom ons gaan kyk net vinnig wat die tweede dag, want hy gaan nou insluit by 'n klomp goed wat ons gaan doen. So kom ons gaan kyk net wat behels die tweede. Die tweede dag, die shin dui vir ons op die tonge van vuur, né? Die tonge van vuur wat oor ons almal uitgestort is, nadat Yeshua sy contingency plan gaan voltooi, die eerste gedeelte daarvan. Nadat hy dit in plek gaan sit het deur te gaan sterf vir elkeen van ons, is die Heilige Gees uitgestort. So wanneer ons in dag 2 was wys dit dat die Heilige Gees se uitstorting was toe reeds beplan sodat ons die volle prentjie, die volle creation, die comprehensive, wat alles behels kan ontvang van Abba Vader af, deel van die covenant, want onthou die Jood wys op 'n hand, as deel van die covenant sodat ons konstant daaraan kan werk om in die covenant te bly, en dan bly ons in die mem wat die 13de letter is wat ons herinner aan Ahava wat se gematria 13 is wat die liefde is van Abba Vader. So dis wat die tweede dag vir ons beteken. Maar as ons verder gaan kyk na die tweede dag, wat het gebeur op hierdie tweede dag? Wat het Vader gedoen op hierdie tweede dag? Dit is eintlik 'n moeilike ding as ons gaan lees, want daar staan in die woord geskrywe. Dis nogal 'n moeilike begrip as jy dit nie 'n paar keer lees en jy ontleed dit nie heeltemal. God said, "Let there be a dome in the middle of the water. Let it divide the water from the water." God made the dome and divided the water under the dome from the water above the dome. That is how it was. And God called the dome sky. So there was evening and there was morning a second day. Evening and morning a second day. So met ander woorde, wat het Abba Vader gedoen? Hy het die dag en die nag van mekaar, die dag, hy het die water bo en die water onder van mekaar geskei. Met ander woorde, daar was 'n dome in die middel. So ek het so vinnige slideshow aan mekaar gesit wat ek hoop ons almal kan lekker sien. Kyk 'n bietjie hierna. Dit lei ons na die skaai, na die water bo, en dan het ons hierdie ding vat so rukkie, maar dan gaan ons die water onder. So ek wil net die water onderwys, dan gaan ek ons terugvat na 'n prentjie wat ek net wil seker maak ons gesien het, want dis bietjie vinnig hierdie. So daar's die water onder, né? Maar kyk na die kleur van die water onder en kyk na die skaai. Onthou daai prentjie. Maar nou wil ek net terugvat en ek wil net gou iets gaan wys hierso. Kyk wat gebeur hier. En dis nogal vir my nice gewees in hierdie video wat gebeur, want dit het nogal die prentjie vir 'n ou kom wys. So as jy gaan kyk daar, presies daar. Daai is vir my die prentjie van die dome wat geskep is deur Abba Vader met die water bo en die water onder. Daai fisiese dome wat hy gaan skep het vir ons sodat daar, want wat gebeur daar in die middel? Daar in die middel kan 'n mens nou lewe. Buitekant kan jy nie lewe nie, maar binne in daai dome kan jy lewe. So weer eens, as ons creation emulate, dan sien ons kan deur Abba Vader se dome wat hy gecreate het vir ons, is ons in veiligheid en kan ons lewe en kan ons volbring wat sy plan is vir ons en kan dit alles tot fruition kom, nê, wat hy heeltemal vir ons beplan het. So ons moet verstaan dat daai prentjie van Abba wat hy gecreate het met hemel en die water bo en die water onder. Ons het gesien dat die water bo is blou en wit, soos die wolke vorm, nê, maar die water onder is redelik troebel. So met ander woorde, kom ons gaan kyk gou na
na die twee maniere wat hierdie geskryf word. Nou water homself is die woord mayim in Hebreëus, né? So water lyk so. Nou wanneer jy dis water. Nou wanneer jy die hemel het, dan word die volgende bygevoeg. Kyk gou wat word bygevoeg. Hasha. Ekskuus, daar moet nog 'n vokaal wees. Hasha mayim. So met ander woorde, as jy die hemel by het, is dit Hasha mayim. Nou, met ander woorde, die water van die hemel is geskei van die water op die grond. So met ander woorde, toe die vyand gekom het en hy homself belangriker geag het as God en hy uitgewerp is uit die hemele uit, wat alles deel was van die skepping, was dit op die aarde uitgewerp en was die mayim wat die aarde represent, nee. Maar dit was sonder die ha en die sha, of die hy en die shin. Nou die hy, weet ons verseker, is in ons Vader se naam 2 keer. Want as jy gaan kyk, Vader se naam in Hebreëus, Jud, hy, ek skryf hom nou lelik, ja. En dan 'n wav en dan 'n hy. So met ander woorde 2 keer in Vader se naam kom hy voor. 2 keer. En daarom is dit in die hemel. Want daar's 2 hemel. En baie beweer daar's meer. Maar kom ons gesels vandag net oor die 2 hemel. So as jy gaan kyk na die eerste vers in die woord, dan staan daar Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Nou daai hashamayim dui op meervoud. So met ander woorde, in die purpose van vandag se gesprek is die 2 hemele geskep op dag 2. Die eerste hemel wat ons kan sien as ons buite toe kyk en die tweede hemel wat vir ons voorberei word vir die ewige Shabbat, nee, vir die ewige tyd saam met Abba Vader. Dis die tweede hemel wat voorberei word, net soos dit 2 keer in Abba Vader se naam voorkom. En dan die shin het ons nou vir mekaar gesê, is die uitstorting van die Heilige Gees, met ander woorde die Gees wat oor ons neerkom en op ons neerdaal. So met ander woorde, die water below, as ons onsself in die water below bevind, dan bevind ons onsself weer eens sonder die alef in die skepping, sonder die volledige 7 in die skepping. Ons bevind ons sonder Abba Vader se plan van Yeshua en sonder die Ruach HaKodesh wat binne in ons lei in ons elke dag se lewe. So hoe pas ek dit toe in my lewe en in my besigheid as ek hierdie prentjie gesien? In elke liewe dingetjie wat ek en jy doen, wil Abba weet wat doen ons. Daar waar Jakkus nou ry op pad werk en hy kom daar op 'n stadium waar hy elke dag is omtrent dieselfde pad, maar hy kom dalk op 'n plek waar hy vir Abba Vader vra, moet ek dieselfde pad ry? En Abba Vader sê vir hom, nee, ry 'n ander. Is ons op daai plek waar ons vir Abba Vader dit vra? Of gaan ons nou maar net deel, dis die pattern van die lewe en ons gaan maar net aan. Die doel van die Hasha is om elke dingetjie vir Abba te include. Manne, ek sê nou vir julle, ek vra vir Abba wat se onderbroek moet ek aantrek en ek vra vir hom wat se kouse moet ek aantrek in die oggend. Ek vra vir hom my klere wat ek moet aantrek in die oggend. Hy sê baie keer al die vorige aand vir my klere wat ek moet aantrek in die oggend. Abba, en baie mense sal sê, ag Leon, moet nou nie nonsens praat nie. Ek gaan nou nie Abba Vader se tyd mors met hierdie klein dingetjies nie. Dis nie so nie. Abba Vader is so lief vir jou en my en hy het so volledig hierdie plan vir ons in ons lewe gesit dat hy wil hoor wat se klere onderbroek wil jy aantrek. Hy wil hoor wat se kouse wil jy aantrek. Hy wil met jou daaroor gesels. Hy wil jou antwoord en hy sal jou antwoord. Begin met hom praat en begin met hom praat in die kleinste dingetjies. Ek kan jou encourage, ek hoor hom.
En baie mense eendag het in Amerika het 'n vrou vir my gesê, "Man, I think you're just talking nonsense because I can't hear God." How can you hear him all the time? En niemand sal dit vir my op wegvat nie, want ek kan die stem van die ware lewende God hoor in my hart. Ek hoor dit. En of jy nou dink ek jok en of jy dink ek is mal, that's fine with me. Maar ek hoor daai stem hier binne. En ek weet daai stem is gerelease deur die contingency van Yeshua wat in plek gekom het. Dit van die begin af Dawid. En ek weet dat daai stem is hierdie sagte stem wat my lei elke dag van my lewe as ek hom sou vra. En as ek hom toelaat. En dit is die Hasha. So met ander woorde, dit is geen wonder dat Paulus sê in Galasiërs 5 vers 25, as ek my reg onthou, staan daar geskrywe: Since it is through the Spirit that we have life, let it also be through the Spirit that we order our lives day by day. Galasiërs 5 vers 25. En as ons dan verder gaan kyk, dan sien ons my beste slide wat ek kon maak, manne, is ons het op dag 2, weet julle wat is die tweede, die sewevuldige gees van God, die tweede gees van die sewevuldige gees van God is wysheid, is wisdom. En daar's 'n baie bekende scripture, James 3 verse 17, wat ek wil sê oor hierdie wisdom. So met ander woorde, ons is in dag 2 en ons het die gees wat ons gesien het is die water bo en die water onder. So ons wil nie in die water onder wees nie, ons wil in die water bo wees, ons wil connected wees met die gees van God. En dan staan daar in James 3 verse 17, but the wisdom from above, the wisdom from above is first of all pure, then peaceful, kind, open to reason, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. Hoeveel van hulle is daar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daar 7 van. So met ander woorde, daar is weer eens die 7 wisdoms from above wat Abba Vader ons gee, die volle prentjie. Pure, peaceful, kind, and open to reason, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. Dis sy prentjie vir ons. Dis wat hy wil hê ons moet hê. So wanneer ek en jy 'n besluit maak in ons lewe, consider ons die wisdom from above. Wanneer ek gekonfronteer word in 'n situasie, of ek dis nie my wil wat nou gaan geskied nie. Dis nie my plan nie. Is ek pure? Is ek peaceful? Bly ek kind? Bly ek open to reason? Of neem ek 'n houding in van my way or no way? Wat doen ek in daai situasie? Want dan kan ons in ons lewe die fruits of the spirit gaan uitleef. Wat love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, humility en self-control is. Daai is nie maklik nie, manne. Daai 9 goedjies wat daar vir ons gegee word, glad nie maklik. Want dis die prentjie wat ons kry deur creation te emulate op dag 2. Op dag 2 wat die water van die water geskei is, word die wisdom from above geskei van die wisdom van below. Word die gees wat ons in ons ontvang het, die Hasha, word weer eens in ons lewens ingeprent en vervul. Die Hasha word in ons lewens ingeprent en vervul. En ek sien ons het so 9 minute oor en ek wil nog 'n bietjie gesprek voer oor. Maar dis hoekom ek gesê het ons gaan dit dalk in 2 gedeeltes deel. Die tweede fees van ons Abba Vader. Die tweede fees is die fees van Matzah. Ons gaan hiermee afsluit.
Matzah lyk so in Hebreëus. Nou wat beteken die fees? Die fees beteken, as jy gaan kyk in Hebreëus, daar is weer eens die 13de letter. So met ander woorde, dit dui op die liefde van Abba Vader. Yeshua het gekom en hy die sonde, hy is die teken van die leaven, die sonde wat weggeneem word uit ons lewe. Onthou, leaven, yeast, gis, daai molekules penetreer elke stukkie molekule van die meel. Penetreer hy, sodat hy daai meel eintlik soos 'n klein ontploffingkie wat daar binne plaasvind, sodat die meel kan uitsit en rys. Dis wat gis doen. So met ander woorde, hy penetreer hom vir die ontploffing sodat hy kan rys. Nou daai penetrering en ontploffing is wat die sonde met ons lewens doen. Dit penetreer ons lewe en dit jy weet Jakobus sê mos, as jy sonde toelaat, dan word dit al hoe meer en al hoe meer en naderhand vat dit jou hele lewe oor. As ek las toelaat in my lewe, dan raak dit al hoe meer en dit raak al hoe meer en naderhand kry ek nie genoeg nie. Dit vat my hele lewe oor. As ek woede toelaat in my lewe, is dit presies dieselfde proses. Naderhand kan ek myself nie beheer nie. Alkohol, dwelms, ek kan enigiets noem vir ons. As ons daai sonde entiteit, dan groei hy binne ons. So met ander woorde, net soos die gis. Maar om terug te kom na die matzah, wat dui die tweede fees vir ons, is dat in liefde, Tzadi is die 18de letter van die Hebreëse alfabet en is dieselfde as gematria as die woord gai. En gai beteken lewe. Gai beteken lewe. 8ste letter, 10de letter, 18, gai, wat lewe beteken. En waarheen gaan ons? Ons gaan terug in ons eie. Ons gaan terug in ons breath of life. Yud hey, vav hey. Yud hey, vav hey. Ons gaan terug in dit in, nee. Ons gaan terug in die breath of life in. Ons gaan die ancient prentjie van 'n hy, nee. Is net so wonderlik. Dit is 'n man wat staan met sy arms raised. Dis die ancient prentjie van hy. So as gevolg van hierdie matzah, staan ek en jy, die tweede fees, wat uit die tweede dag uitrol, wat alles deel is van Abba se struktuur. Daai tweede fees rol uit en hy gee vir ons die vreugde. So toe Abba hierdie vir my wys, toe sê hy vir my, skryf die volgende neer en ek skryf neer, hey, man standing with his arms raised, honoring Yud-Heh-Vav-Heh. En omdat dit 2 keer in Abba se naam voorkom, is dit die breath and the sign of looking at a great sight. As ons 'n great sight sien, dan is dit soos wat jy maak, nee, dis soos daai breath wat in jou inkom. Check it uit. Kyk wat's daar. Nee? And then it's receiving from Yud-Heh-Vav-Heh what we do not deserve and standing in astonishment, amazed. Uit wat Abba Vader vir ons wys. En ons gaan daar afsluit want ons gaan volgende week verder. Ons het nog 3 aspekte om te hanteer van hierdie van dag 2. So wat wonderlik is ons het begin met Bereshit. Ons het begin met die Alef wat daar was, wat buite staan as jy kyk na Bereshit. Ek recap sommer net vir die recording. En dan het ons gesê, waarom is Abba die Alef en die Taf? Waarom is hy die Alef en die Taf? Wat ons van praat. En het klaar die Shin, en dan die Yud, en daar is die Taf. Waarom is hy die Alef en die Taf? Want die Taf was getoonmerk met stokke, wat 'n merk was, of 'n sign was, of die signature was. En Abba Vader is ons signature. Hy is die signature wat sy signature approval gesit het op die hele skepping.
want hy is die Alef wat buite staan, maar as hy inkom, dan word die 6 ewe skielik 'n 7. En dan is die skepping voltooi en dan is dit alles is ingesluit, nê, in die taf. Alles is ingesluit. It's a comprehensive plan. It's comprehensive. God saw that it was good, everything that he created. Sy volle woord is gecreate, die volle creation is gecreate en sy volle plan vir jou en my lewe is daardeur gecreate. Wonderlik is dit. Manne, ons sluit af daarmee. Dis so 3 minute wat oorbly, maar ek wil graag daarmee afsluit en so sê dat ek sien van die manne verloor syn en so aan met tye. Maar dis die prentjie van dag 2. Dis hoe dag 2 alles in mekaar inpas. Dis wat ek en jy weet, dat Emulate Creation is nie net 7 dae van mooi prentjies en 7 dae van creation nie. In elkeen van daai dae, in elke aspek van creation, amper in elke molekuul, in elke amoeba, is daar hierdie plan wat God het, wat alles vervul maak. Wat alles vervul maak. En sy planne is nie ons planne nie. Sy planne is baie hoër as ons planne, is Jesaja 55 vers 8. En daar gaan nie 'n woord uit sy mond uit wat leeg terugkeer en nie gedoen het wat die purpose was waarvoor hy dit gestuur het. En vir elkeen van ons het hy 'n plan gespreek. Soos die 7 dae van creation gegaan het, so is die plan vir elke mens oor 7 dae tot by Shabbat, tot by die rus in volbring. Sodat wat in die woord staan van Shabbat, on the 7th day he rested. En wat staan daar dan? So that it itself could produce. Sodat my en jou plan, as ons in daai gehoorsaamheid, in daai baan loop, Galasiërs 5 vers 25, since it is through the Spirit that we have life, let it also be through the Spirit that we order our lives day by day. Ons het 'n boodskap van Driekus. Hy moes ongelukkig gaan, maar groete, lekker dag. Hy sê hy sal na die recording luister, so dankie Jakkes dat jy vir ons herinner het aan die recording. Manne, ons het vir Jakkes en vir Hendrik aan boord. Is daar enigiets wat julle manne wil sê? Hendrik, ek sal jou nie weer op die spot sit soos laas keer nie. Maar as daar enigiets is wat julle manne wil byvoeg, asseblief, share graag. Ons het so 2 minute oor. Ja, nee, ek dink dis baie man te kou is baie interessant. Mens kan amper nie dink dis net die tweede gedeelte nie, hoe diep dit eintlik gaan nie. So, dit blou elke keer 'n mens se mind as mens so na dit kyk, Ja, ek dink ook Jakkes, jy weet, jy kan nie dink dat alles so mekaar inpas van die tweede fees en die tweede gees van die karaktereienskap van Abba se gees en ons gaan volgende keer kyk na die klere en dan gaan ons kyk na die tweede gemeente en dit pas alles nog so nou hierby aan van die water bo en die water onder. So as ons daai prentjie van die water bo en die water onder heeltyd by ons het, dan is dit wat ons besig is om te emulate, né? Hendrik, op by jou kant iets wat jy wil byvoeg aan? Leon. Nee, ek is reg. Nee, ek daarsoos. Interessant soos die goed in mekaar pas. Ja, dis amazing, nee. Mag ons almal se dag en ons almal se planne en ons almal se besighede, mag ons heeltyd hierdie ingesteldheid hê, soos wat jy sê Hendrik, van wat in mekaar inpas, sodat ons heeltyd verstaan dat Abba Vader het hierdie plan wat hy heeltyd in ons ingaan laat pas. So waar jy ook al nou in jou lewe is, nee. Hy weet presies waar jy is, waar jy gaan wees. Hy het dit met die grondlegging van die aarde geweet en hy weet presies wat die planne is wat vandag voor jou en my lê. Hy het dit klaar voorberei. So met ander woorde, as ons in daai gehoorsaamheid instap en hom vra en sê, Abba, wat doen ek hier? En ek maak nie my eie besluit nie, dan is ek in sy plan. Dan is ek in die wisdom from above, nee, dan is ek in die water bo, dan maak ek die regte besluite. So
Maar Vader, ons gebed is dat elkeen van ons vandag U stem sal hoor. U sit altyd hierdie woorde in my mond van may I distinct your voice from all the other voices in this world, so that I can clearly hear your instructions and your guidance in every step that I take. En our Vader, ek kom bid by my family and Hendrik's family and Jacques' family and Driekus' family and everybody else listening to this on the recording. May our families be like trees planted by streams. Our leaves never wither. We bear our fruit in season, and everything we do will be successful when we listen to your plan, when we are in the water above and not the water below. In the mighty name of Yeshua.